Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels 'n bietjie verder oor gesondheid, hierdie keer oor oefeninge. Ja, moet jy 5 keer om die blok hardloop of net 5 swaar gewigte optel? Ek kan hoor hoe begin mense debatteer. Nou ja, ons gesels môre met Johan Nel van Nutritional Performance Labs. Ons praat bietjie oor kragoefening teenoor ander forme van oefening. Goeiemôre Johan. Môre Peer, lekker om hier by julle te wees. Lekker by jou ook. Ek kan duidelik sien wat se tipe oefening jy doen. Dis maar- goed. Ja, Dit beteken dit werk. Dit werk. Ja. Dit werk. Johan, kom ons praat bietjie. As 'n mens oor oefeninge praat, praat jy nie net oor hoe jy nou voel nie. Jy praat oor hoe jy wil voel in die toekoms. En jy praat eintlik oor hoe jy na jou lyf kyk en hoe jy na jou gesondheid kyk en hoe jy oor 'n langer lewe dalk hopelik op die ou einde benader. Korrek. Gaan dit vir julle en vir jou spesifiek meestal oor estetika of gaan dit oor daai gesonde langtermyn? Ek dink dit het altyd gegaan oor want jy weet oor hoe jy lyk in die uiterste. Want as jy in 'n gym instap, dan die eerste ding wat jy sien is jouself basies met al Ja, die trek jou spieëls. pens en dadelik by die Ja, dis spieël. is jy maak so en jy kyk vir jouself. Maar vir nou gaan dit meer oor dis nou baie meer cooler om te sê ek voel goed en nie net ek lyk goed nie. So as mens nou kyk na 'n spesifiek kragoefening, hoe help dit met, jy weet, veroudering, hoe help dit teen kroniese siektes byvoorbeeld? So baie mense dink, jy weet, die nommer wat jy op die skaal sien, is dit wat jou spiere is, maar dit is nie die geval nie. So kragoefeninge is eintlik direk gekoppel aan jou liggaamsspiermassa. En daardie spiermassa reguleer baie belangrike funksies in jou liggaam, soos byvoorbeeld jou bloedsuikervlakke of jou metabolisme. En so wat ons ouer word, jy weet, hierdie choppie gaan nie weg meer nie of jy voel bietjie moer deur die dag. So as jy kragoefeninge doen, beteken dit jy verleng net die kwaliteit van jou lewe as ek 70 of 80 jaar oud word. Verleng die kwaliteit. Dis baie interessant. Maar seker kan kragoefeninge tog nie vir almal werk nie. Ek bedoel, daar's mense wat jy sê kyk, dames moet meer aerobiese oefeninge doen. Mans moet meer kragoefeninge. Is dit die geval? Nee, ek dink dit is maar iets wat ons eers geleer het en wat die media dalk wil hê ons moet glo, maar dit is kragoefeninge is vir enige persoon. En as jy dit op die regte manier doen, gaan jou liggaam, maak nie saak of jy 20 of 60 jaar oud is, jy daarby baat vind. En kragoefeninge is nie noodwendig om te lyk soos Arnold Schwarzenegger. Nee. Nee, Ons wens ons kan so lyk, maar Wel, ja, sommige van ons, ek is bang. Maar as 'n mens kragoefeninge doen, dit het nie noodwendig dit moenie die effek altyd hê dat jy lyk soos iemand wat op 'n bodybuilding kompetisie is nie. Dit moet net gesond lyk. Jy moet net gesond voel. Hoe pas mens verskillende maniere van oefen met verskillende gewigte en verskillende uitdagings by verskillende liggaamstipes aan? wel, ek dink jy moet besluit wat jy wil doen eerstens. Soos daar's baie tipe van oefeninge. So as jy byvoorbeeld in 'n sekere manier wil lyk, gaan jy swaarder gewigte optel. Maar as jy net vir gesondheidsredes wil oefen, dan is daar baie ander tipe maniere. So tel dalk 'n ligter gewig op en doen 'n langer oefening as wat jy weet vir 20 of 30 km gaan hardloop of dalk net 'n halfuur met baie swaar gewigte oefen. So die benadering is baie belangrik tot dit. Hoe maklik kan mense kragoefening verkeerd kry? Ek dink baie maklik. Ek dink die eerste dag as jy in die gym instap, dit is baie intimiderend. So dan wil jy dalk bietjie goed lyk vir almal en dan tel jy dalk 'n swaarder gewig op. So ek dink dis belangrik om vat iemand saam en jy weet jy het meer as genoeg tyd om te gaan gym. So dis maak vir jouself, moenie net die eerste dag wil gaan en afshow nie. So dis ook by die 2 kg te begin. Verseker, Begin ja. net daar. Jy moet. As jy begin, moet jy by die 2 kg begin. Ons almal daar begin. Ja. Ja. Ons bietjie praat oor beendigtheid. Ek bedoel een van die dae gaan ek hier by 'n trap afval en 'n wangbeen, 'n hakskiem en 2 elmboë breek. Hoe verhoed ek dat my beendigtheid dunner raak hoe ouer ek word? Wel deur gym toe te gaan, basies. As jy gym toe gaan, jou spiere trek aan jou bene en dit sê vir jou liggaam om jou been sterker te maak en dan as jy oud is en jy val eendag, gaan jy nie 'n heup breek nie. Jy sien, daar is So spesifiek. daar's 'n daadwerklike bewys dat kragoefeninge beendigtheid verbeter. Korrek. As jy gaan kyk maar na die persone wat 70 of 80 jaar oud is, daai wat nog steeds paddle speel. Jy weet, dit is hoekom hulle so soepel is. Dit is hoekom hulle daai oefeninge op hierdie ouderdom kan doen. Wat van breingesondheid? Wat het kragoefening met breingesondheid te doen? Behalwe vir die feit dat dit jou minder angstig maak deur 'n dag, weet na 'n lang dag van werk, is dit ook soos half dis kunsmis vir jou brein. Dit help jou brein om nuwe koneksies te vorm. So dit hou jou hierbo ook gesond. Moet vir sê ek slaap baie lekker as ek hard geoefen het met 'n paar gewigte eers. Nie dat dit so lyk nie, maar nou ja. Kom ons praat bietjie oor voeding. Ek bedoel daar is dis jou forte. Daar's allerlei goeders mense sê, kreatine is 'n gevaar. Jy weet,
My niggie se neef se seun het 'n hartaanval gekry op 14. Ja. Sulke goeters. Wat is die waarheid as dit kom by supplements en by byvoegings en aanvullings en ekstra goeders? Die waarheid is dat dit nie gevaarlik vir jou is nie. Ek dink daar's 'n baie groot miskonsepsie soos wat jy gesê het. Dit gaan net oor jy moet gaan besluit wat jy nodig het en daardie is net ons lewens is so besig deur die dag dat om 5 gram kreatien in te kry moet jy so 'n stuk steak opeet, jy weet, elke dag. En ek kan dit byvoorbeeld doen, maar nie almal kan dit doen nie. So om daardie net nou te vat en gooi gou in jou smoothie, selfs met 'n proteïen, want ons almal het 'n proteïen doelwit wat jy moet bereik in die dag vir jou liggaamstipe. Dis noodsaaklik vir jou lyf. Baie dis soos die boublokke van jou spiere. En as ons dit nie inkry nie, begin ons liggaam homself te eet aan. So vir ons om daardie doelwit in te kry is nie noodwendig altyd moontlik deur ons kos wat ons eet in die dag nie. So die supplement of die protein shake wat jy drink, jy weet, dit gee vir jou baie maklik daardie doelwit wat jy moet bereik. Wat se goed is daar veral vir ouer mense? Wat se goed is daar wat 'n mens kan vat om net daai oefening meer effektief te maak, maar wat nie skadelik is nie, maar wat jou net help om jou herstelproses vinniger te maak en dies meer? Wel, kreatien is definitief een om mee te begin. Daar's ook BCAA's. Ja, ken hulle, ja. Daar's hy. So daar's van dit, ek sal sê maar kreatien is die belangrikste een om mee te vat. Ja. Ja. Ek dink baie mense is geïntimideerd baie keer as hulle nou lank nie in die gym was nie. Jy wil nie gaan nie, almal gaan vir jou kyk, jy weet nie wat om te doen nie, wat ook al. Wat sê vir daai mense wat dink, nee, weet jy wat, dit is nou te laat om te begin? Ek dink almal voel so. Ek dink jy's nie alleen nie. Jy weet, so ek dink as jy in die gym instap, dan voel jy baie selfbewus. Ja. Maar as jy gaan, ek dink die gym gemeenskap is baie algemene miskonsepsie oor die gym gemeenskap. My beste vriende wat ek het kom uit die gym uit. So ek dink dis 'n baie meer veiliger omgewing as wat mense dink dit is. En ek dink altyd niemand kyk eintlik vir jou nie. Almal is besig met hulle eie ding. Almal kyk vir Almal is besig om te hulle sweet. self eintlik, ja. Almal kyk, ek is skaam die hele tyd. Nee, wat? Ek kyk vir niemand in die Dit gym. omdat jy nie. famous is weer. Dis ek kom. Oos om te wys waarskynlik. Ja. Hoor soos as 'n mens nie by 'n gym kan uitkom nie. Daar's baie van ons wat sê dis 'n baie oulik en so, maar daar's nie 'n gym in my area nie. Ek bly op 'n plaas of jy weet ons dorp het nie 'n ordentlike gym nie. Ja. Watse basiese goedjies kan 'n mens doen by die huis? Is daar 'n bottel water wat jy kan optel? Ja. Jy weet hy weeg as dis 'n liter, so dit moet 'n kilogram weeg. Ja, wel, wat wil jy hê? Jy kan push-ups doen by die huis, jy kan liggaamsoefeninge doen, jy kan gaan draf. En soos jy sê, jy kan as jy op die plaas is, stel hoestaringbale op, jy weet, of stoot 'n kruiwa of doen so iets. So ja, ek dink jy kan kreatief wees. Jy hoef nie noodwendig net in 'n gym te gaan oefen om gesond te wees nie. Nou ja. Gaan ons 'n bietjie oefen hierna. Ons gaan. Ek sweet al klaar. Nou ja, baie dankie Johan dat jy 'n draai kom maak het en ons 'n bietjie duidelikheid gegee het en ons vertel het dat dit eintlik jou lewe kan verleng as jy net begin gewigte optel. Baie dankie julle, dit is lekker om hier te wees. Tel 'n gewiggie op. Ek gaan nou gaan. Ek voel skuldig. Dis 'n ou kalvinistiese ding. Wat ek groot geword het. Ek skuldig oor alles. Nou ja, onthou, kragoefeninge is goed vir jou en dit kan jou beendigtheid en jou gesondheid verleng. So maklik soos dit. Dis dan Johan Nel van Nutritional Performance Labs. Is lekker om iemand fiks in die ateljee te hê. As ons terugkom, behalwe vir Jennifer. As ons terugkom nou, het vir die breek se tyd vir die nuus nie weer.